Goeiedag almal. Kom ons gesels oor die baie belangrike woordjie vrede. In Hebreëus is dit shalom en in Grieks eirene. Maar wat is vrede? Rigters 6 vers 23 tot 24. Praat Gideon met die Here en hy sê vir die Here: Here, ek gaan nou sterwe want ek het U gesien. Dan sê in vers 23, maar die Here sê vir hom: vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Nou die woordjie vrees is die Hebreëse woord jarei, wat dui op iets wat lewensgevaarlik is, iets wat groot skade kan aanrig, iets skrikwekkend, iets wat jou hele menswees uitput en plat druk. Vrees is 'n verwoestende inherente krag wat jou hele wese nadelig beïnvloed. Maar die Here gaan verder en hy sê: vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here en hy noem dit die Here is vrede. Jahwe Shalom. Kyk bietjie Psalm 29 vers 11. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Johannes 20 vers 21. En Jesus sê toe weer vir hulle: vrede vir julle. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaan julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Romeine 16 vers 20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. 2 Timoteus 3 vers 16. En mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Haggai 2 vers 9. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, en op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here van die leerskare. Numeri 6 vers 26. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Nou hierdie woordjie vrede, shalom, direk vertaal, beteken al die volgende: om niks te ontbreek nie, om heel te wees, om gesond te wees, om veilig te wees, om van en uit gevaar te red, om middestorms kalm te ervaar, om voorspoed te beleef, om ongesteurd in harmonie te leef, om totale gemoedsrus te hê, en dit dui op die einde van probleme en worsteling. In sy volle betekenis beteken shalom dat die Here jou elendige situasie wil verander na 'n lewe vol van goedheid, vol van rus, geluk, harmonie, voorspoed, veiligheid en gemoedsrus, en dat hy ook 'n einde wil bring aan jou worsteling, sodat jy ongesteurd en sonder gebrek sal wees. Maar vrede is nie bloot 'n toestand wat op jou neerdaal nie. Vrede behels ook verantwoordelikheid. Hoor die omstandighede waarin Israel hulle bevind. Rigters 7 vers 12. En die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos sprinkane in menigte. Hulle kamele was ontelbaar soos sand van die seestrand. En Gideon doen toe wat die Here sê hy moet doen. Rigters 7 vers 20. Toe blaas die 3 dele op die ramshoring en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings vas. Daarop, terwyl hulle uitroep: die swaard van die Here en van Gideon. Hoofstuk 7 vers 22. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig in die hele laar, en die hele laar het gevlug tot by die oewer van Abel Mehola by Tabat. Jesus beloof ons die ervaring van shalom vrede indien ons gebruik wat hy ons gee. Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Efesiërs 6 leer ons van die volle wapenrusting van God, wat ons moet aantrek om staande te bly teen die liste van die duiwel. Maar dan sluit vers 23 af met hierdie woorde: vrede en liefde van God die Vader en die Here Jesus Christus. Kan jy sien? Vrede is nie 'n wolk wat op jou neerdaal nie. Vrede is iets wat jy ervaar, wat die Here vir jou gee wanneer jy optree met dit wat die Here sê jy moet doen. Dankie Here,
U is die God van vrede, wat die Satan onder ons voete sal verbrysel. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen.